Goeiemiddag. Sy. Ek wil net gou 'n vlugtige afkondiging maak. Kyk, weens die gure weer wat gister bietjie vir George nou so geplaai het, sal jy sien daar's 2 items waar die mense spesifiek wou kom opdaag vir hierdie geleentheid. En ongelukkig dis Dr. Johan Loubser as ook vir Charles Lamprecht en ongelukkig het die vliegtuig na 'n uur se vlug terugdraai Pretoria toe. So hulle kon dit ongelukkig nou nie gemaak het nie, maar wat pragtig genoeg is, het hulle nog steeds vir ons 'n opname geneem wat ons natuurlik vir julle dan sal speel as deel van hulle bydrae tot hierdie geleentheid. So ek gaan vra vir die tegniese span daarvoor dat Dr. Johan Loubser gaan nog steeds dan op 'n digitale wyse hierdie geleentheid vir ons open. Baie dankie. Goeiemiddag aan almal teenwoordig. Gaan my 'n baie kort inleiding voordat ek so ietsie sê oor musiek wat ons in die Bybel vind. Dit is vir my baie groot voorreg om die opening waar te neem tydens hierdie baie spesiale geleentheid. Ek ken vir oom Chris al vir bykans 40 jaar en my verwantskap kom via Charles wat met my suster Marlene getroud is. Musiek was nog altyd baie prominent in ons familie. En musiek het natuurlik die wonderlike eienskap dat dit mense baie naby aan mekaar bring. Dit praat 'n taal wat oor alle grense strek. Hans Christian Andersen, wat veral bekend is as sprokiesverhaalskrywer, het per geleentheid gesê, waar woorde ontbreek, praat musiek. En as ons na die Bybel kyk, was musiek reeds van die vroegste tye deel van menswees. Die bekende musiekhistorikus Theodor Berg skryf, "If we were able to step into the biblical period, we would find a culture filled with music, where people used music in their daily lives." Reeds in Genesis 4 vers 19 tot 21 lees ons, Lamech het 2 vroue gehad. Een se naam was Ada en die ander een was Silla. Ada was die ma van Jabal. Hy was die voorouder van die nomades, wat met hulle vee rondtrek en in tente bly. Sy broer se naam was Jubal, en hy was die voorouder van al die musikante. En so lees ons verder dwars deur die Ou en die Nuwe Testament oor musiek en musiekinstrumente. Ons lees van Moses wat saam met die Israeliete 'n lied gesing het na hulle verlossing uit Egipte, in Eksodus 15. En tydens hierdie selfde geleentheid het Miriam, Aaron se suster, 'n tamboerijn geneem en sy het begin dans en sing. Later in die geskiedenis lees ons in 2 Samuel 6 vers 5, Dawid en al die leiers van Israel het gedans en vir die Here op liere en harpe gespeel, wat van sipreshout gemaak is, en op die tamboeryne en ratels en simbale. Dieselfde koning Dawid het ook die Levitiese leiers opdrag gegee om hulle amptsgenote, die sangers, as 'n koor te organiseer. 1 Kronieke 15 vers 16. En dan die baie bekende gedeelte 1 Samuel 16 waar Saul gereeld, soos daar berig word, deur 'n bose gees beetgepak is. En dan was musiek al wat hom kalmeer het. Die verhaal word dan vertel van die paleispersoneel wat iemand gesoek het wat mooi musiek kan maak. Een van die paleiswerkers sê toe, "Ek weet van iemand wat goed kan speel, een van die seuns van Isaai wat in Bethlehem bly." So elke keer as die bose gees vir Saul beetpak, vat Dawid die lier en speel daarop. Dan gee die bose gees van Saul af pad en word hy kalm en voel hy beter. Ek lees onlangs iets wat bevestig waarvan ons sopas gehoor het. En ek lees dit in Engels omdat dit eenvoudig nie dieselfde sal klink as dit vertaal word nie. Music is the language of the soul, the rhythm of emotions, and the melody that makes even the hardest moments a little more bearable. Die psalmbundel, wat vir oom Chris so na aan die hart lê, is musiek in verskillende verskynings en uitdrukkingsvorme. Die opskrifte van talle psalms gee vir ons 'n aanduiding van hoe dit uitgevoer of aangebied is, meestal tydens aanbiddingsgeleenthede soos in die tempel. Psalm 5 byvoorbeeld, die opskrif sê vir die koorleier met fluitspel. In Psalms 4 en 6 is dit vir die koorleier met snarespel. In Psalm 9 vir die koorleier op die wysie van by die dood van die seun, wat 'n psalm van Dawid is. En dan in Psalm 12 vir die koorleier met basstem.
Psalm 22, vir die koorleier op die wysie van die wildsbok van die dageraad, en so is daar nog 'n klomp voorbeelde. Dan onder die verskillende musiekinstrumente wat ons in die Bybel kry, tel die volgende: die harp, wat meer as 100 maal in die Ou Testament genoem word, die lier, fluit, simbale, tamboeryne, tromme, klokke, trompette, die ramshoring of die shofar, siters ensovoorts. Sang was ook 'n baie belangrike komponent tydens feeste en geestelike byeenkomste. En so lees ons van 24 koorgroepe wat uit 288 musikante bestaan het en wat volgens 'n rooster weekliks opgetree het in Salomo se tempel. Hulle was amptelik in diens en derhalwe ook daarvoor vergoed. Kyk ons vinnig na die Nuwe Testament, sien ons dat musiek ook 'n belangrike plek gehad het. Toe Jesus en sy disippels saam aan tafel was, tydens die laaste avondmaal, het hulle liedere saam gesing, soos wat gebruiklik was, tydens die Pesach-ete in die Paastyd. Aan die einde van die ete lees ons, toe die note wegsterf van die lofsang wat hulle gesing het, is hulle saam Olyfberg toe, Matteus 26 vers 30. In Efesiërs 5 vers 18 tot 19, word ons almal opgeroep om onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere met ons hele hart te sing tot eer van die Here. En daarmee wil ek afsluit, want die musiek wat ons vandag gaan hoor, is die viering van 'n gawe wat die Here aan Chris Lamprecht gegee het, en wat hy as getroue diensknegt met sy hele hart uitgevoer het, tot eer van ons Hemelse Vader, die skepper van musiek in al sy skoonheid. Kom ons bid saam. God die enig, Vader, Seun en Heilige Gees, ons aanbid U en gee aan U al die eer en dank as skepper van alles in die hemel en op die aarde. U het as deel van U skepping vir ons musiek gegee, wat ons hele menswees raak. Dankie vir klanke wat ons met musieknote kan weergee en geniet. Dankie dat ons met musiek U lof kan besing, maar ook ons skuld kan bely wanneer dit nodig is. Dankie vir die simfonie van klanke waarna ons kan luister en dit ook lank daarna nog in ons gedagtewêreld kan herleef. Dankie vir hulle wat getrou was om die musiektalent wat U vir hulle geskenk het, ten volle uit te leef. En mag hierdie wonderlike gawe wat U vir oom Chris en vir soveel ander musikante gegee het, vandag in die eerste plek tot U eer sal wees en ook sal voortleef vir die nageslagte wat kom. Amen. Dames en here, vriende en kultuurliefhebbers, dit is vir my 'n besonderse voorreg om julle vandag hier te verwelkom by die spesiale eerbewys aan 'n ware ikoon van Afrikaanse musiek, Prof. Chris Lamprecht. Vandag bring ons hulde aan 'n man wie se invloed en bydra ons musiekerfenis onuitwisbaar verryk het. Hy is nie net 'n talentvolle komponis en musikus nie, maar ook 'n inspirasie vir geslagte kunstenaars wat na hom gekom het en nog sal kom. Prof. Chris, 'n man wie se nalatenskap diep ingeweef is in die weefsel van Afrikaanse musiek. Sy werk het nie net 'n ryk klankspoor agtergelaat vir komende geslagte nie, maar het ook 'n fondament gelê waarop ons vandag steeds bou. Prof. Lamprecht is meer as 'n musikale meester. Hy is 'n baanbreker, 'n mentor en 'n inspirasie vir talle kunstenaars. Sy note praat met die siel. Sy melodie dra die geskiedenis van ons volk en sy invloed sal nog lank voortklink in die harte van almal wat 'n liefde vir Afrikaanse musiek koester. Hierdie dag is 'n viering, 'n geleentheid om dankie te sê, herinneringe te deel en musiek te beleef wat die hart van ons kultuur vorm. Nou, ons het 'n program saamgestel wat 'n kykie gee in die nalatenskap van Prof. Lamprecht met optredes en bydraes van verskeie kunstenaars wat sy invloed en werk in hulle eie styl voortsit. Nou, ek gaan vir julle die program nou voortlees. Daarna sal elke item op mekaar volg sonder verdere aankondigings. Ek nooi u natuurlik uit om hierdie geleentheid te geniet, om die musiek en die stories in te neem en om saam met ons 'n groot man te vereer. Nou ten opsigte van die verloop van die program, ons gaan direk hierna 2 orgelkomposisies hê wat gespeel word deur Dr. Gerard Jordaan.
Direk daarna gaan die lied Ken jy die see gesing word deur Dani Verster, verskoon tog. Daar gaan ook daarna 'n kommendasie voorgeles word en 'n FHK toekenning oorhandig word deur Dr. Daniel Langner, die bestuurende direkteur van die FHK. Ons sal natuurlik daarna 'n dwaalende wysie vir gitaar sal op 'n opname deur Charles Lamprecht, natuurlik seun van Prof Chris, gaan natuurlik dan gespeel word. Ongelukkig is hy een van die wat moes terugvlieg Pretoria toe weens die weer. Ons het natuurlik daarna 3 gewyde toonsettings uit die Bybel opgevoer deur die Eden Kamerata Kamerkoor met hulle koorleier Dr. Andrei van Sail, waarna ons almal asseblief saam moet sing die lied Aandgesang, wat natuurlik begelei sal word deur Dr. Gerard Jordaan. En ook natuurlik daarna sal ons die bedankings saam met iets spesiaal natuurlik doen. Nou, ons wil graag vra dat elkeen van julle die geleentheid sal geniet. Ek wil graag van my kant ook vra na die tyd, die van julle wat graag wil, daar agter is 'n bywoningsregister. Die doelstelling van die bywoningsregister is nie net om natuurlik dit in die argief op te neem nie, hierdie is 'n geskiedkundige oomblik wat natuurlik almal ons name tegnies in die geskiedenisboeke saam met Chris skryf, maar ook natuurlik om almal in te lig van geleenthede soos hierdie wat in George sal plaasvind. Maar vir nou sal ek oorgee aan Dr. Gerard Jordaan. Baie dankie.
meneer, ken jy die see? Hy is gevaarlik soos vlam en vuur, soos vlam en vuur, soos vlam en vuur. En dan sê jy nog, meneer, die vis is te duur, die vis is te duur. Wat van die stormwind wat voortwaar daar, en dan sê jy nog, meneer, jou vis is te duur. Hoor jy die wind wat woester waai, brandes wat hoog verwoesting saai, 'n gruisgolf so hoog soos 'n drankse muur, breek oor die boot en alles vergaan. Sien jy die krom ou vroukies daar, wat telkens ver in die verte staar? Sy hoop steeds die bruising van die wind. Bring haar seuns na haar, hulle slaap al agter die kerkhofmuur. Dan sê jy nog, meneer, die vis is duur. Ken jy die see, meneer, ken jy die see? Ken jy die see, meneer, ken jy die see? Goeiemiddag, vriende. Ek dink u sal met my saamstem dat dit 'n ongelooflike groot voorreg is om vanmiddag hier te wees en hierdie middag met oom Chris en tannie Elsa te mag deel. Voordat ek die kommendasie gaan lees, wil ek dalk net so 3 inleidende opmerkings sê oor hierdie middag. Die eerste is dat toe ons aanvanklik beplan het, was die gedagte om hierdie toekenning in die Voortrekker Monument te oorhandig. Iemand met 'n monumentale musiek nalatenskap, 'n monumentale voetspore wat oor baie dekades getrap is, het ons gedink dit sal gepas wees om daar in die sinotaafsaal van die Voortrekker Monument vir oom Chris dankie te sê. Dit het toe nie so uitgewerk nie, en vanmiddag besef ek dat dit die regte ding is om hier in hierdie kerk waar oom Chris se ouers gedoop is, sy gemeente, sy gemeenskap, sy mense hierdie dankie te mag deel.
Die tweede opmerking is dat as jy in die programmetjie kyk, sal jy hieronder 'n foto sien van 'n paar manne wat staan rondom 'n klavier, en dit is 'n baie besonderse foto, omdat dit die sangbundel, die musiekkomitee was, wat hierdie 1979 FHK sangbundel saamgestel het. U ken die sangbundel goed, geslagte Afrikaanse kinders het hierdie sangbundel vir skoolmusiek gebruik. Nou hierdie klavier was die eiendom van professor Anton Hartman, en dit het na sy dood het hy dit geskenk aan die gemeente Aasvolkop, daar in Linden in Johannesburg, en toe Aasvolkop met 'n ander NG gemeente saamsmelt, het Oulas van Sail en Karika Kesenkamp gehelp dat hierdie klavier na die FHK toe kom, waarop hierdie sangbundel ontstaan het. En hier sal jy sien in die fotootjie, dit is Dirkie de Villiers, professor Dirkie de Villiers, of dink die Kaapenaar sê de Villiers, ons sê sommer in Transvaal de Villiers, dink hy is die seun van Emil de Villiers, sit daar langs die klavier, en oom Chris staan daar heel op die punt, aan die kant, en van hierdie hele komitee, wat regtig bestaan uit ons voorste Afrikaanse musiekkenners, is dit nog net oom Chris wat leef. En daarom is dit juist so besonder, oom Chris, om vanmiddag ook dankie te kan sê, in herinnering en met volle erkenning aan daardie musiekkomitee, maar om dit juist vir oom ook vanmiddag te kan dankie sê daarvoor. Veral gegeewe die feit as mens dink, toe die FHK gestig is, was oom Chris al 2 jaar oud, in 1929. Dit is min dat 'n mens ook 'n geleentheid het om so dankie te kan sê. En dit bring my by die derde inleidende opmerking, en dit is dat ons vanjaar, soos jy baie goed weet, die eeufees van Afrikaans herdenk. 1925, waar Afrikaans op 8 Mei 1925 amptelike landstaal geword het, en ons kyk vandag terug oor 100 jaar se Afrikaanse spore. En toe ons by die FHK saam met baie ander organisasies wat reg oor die land besig is om te beplan, het ons gedink ons wil ons Afrikaanse eeufeesjaar afskop met dankies. Dankies vir geslagte wat diep spore in Afrikaans vir Afrikaans getrap het, wat ons as erfgename ontvang het, en wat ons weer aan ons kinders en ons kleinkinders kan gaan aangee. En vanmiddag is so 'n dankie. En wanneer 'n mens te staan kom voor so 'n reuse nalatenskap. Oom Chris is in 1927 gebore, toe was Afrikaans maar net 24 maande amptelike landstaal. As jy terugkyk na amper 'n lewenswerk wat strek oor 'n eeu, dan besef mens hoe klein en hoe onvolmaak en hoe sukkel woordjie is die woordjie dankie. Maar oom Chris, hierdie is 'n groot en opregte dankie vir dit wat oom vir Afrikaans gedoen het. Ek wil graag vir u die kommendasie dan lees vir oom Chris. In die eeufeesjaar van Afrikaans vier ons nie net 'n taal nie, maar 'n lewende nalatenskap wat in die harte van haar sprekers lê. Musiek as die taal van die hart het deur die jare 'n draer geword van 'n ryk Afrikaanse musiekerfenis, 'n hartsmelodie waardeur emosie, geloof en kultuur op 'n unieke maniere vertolk is. In hierdie Afrikaanse musieklandskap staan Chris Lambrecht uit as 'n sleutelfiguur. Sy musiek is meer as 'n kunsvorm. Dit is 'n aanbiddingsreis wat luisteraars daarvan uitnooi om God se teenwoordigheid te beleef en die diepte van Afrikaans as lof en hartstaal te ervaar.
hier staan nou Chris, maar ek gaan maar sê oom Chris, is dit reg? Oom Chris se werk is ware volksbesit en het nie net 'n tuiste gevind in ons kerkbanke en skoolsale nie, maar ook in die 1979 FHK sangbundel, waar hierdie erfenis in die harte en klaskamers en koorsale reg oor die wêreld uitgedra is. Christian Engelbertus Lambrecht is gebore in Bloemfontein op 1 Oktober 1927 en hy matrikuleer aan die Hoërskool Sentraal. Die grondslag van sy grootwordjare lê stewige anker in die kerk en in sy liefde vir musiek. Na skool kry hy die geleentheid om hierdie liefde behoorlik uit te leef, na hy sy eerste B.Mis aan die Universiteit van Stellenbosch in 1948 verwerf het. Daarna verwerf hy sy voorgraadse lisensiaat in klavier, orgel en sang aan die Universiteit van Suid-Afrika. Sy eerste orgelkoraal voorspele gaan deur sy poorte, sien in 1955 die lig terwyl hy in Duitsland bly. Tydens sy studietyd oor see het hy aanvanklik in Ween in orgel en sanglesse gehad en repetisies van die Weense seunskoor ook bygewoon. Hy spesialiseer in kerkmusiek aan die Westfaliese Kirchen Musiekschule in Herford, Duitsland, asook in komposisies, koorleiding en sang. Terug op tuisbodem voltooi hy sy MS graad in 1973 aan die Universiteit van Pretoria. Sy kleurryke loopbaan is waarlik 'n getuieskrif van sy liefde vir God, sy familie, sy taal en sy kultuur. Sy lang CV sluit in direkteur van die kerkmusiekskool van die NG Kerk, wat later by die musiekdepartement van die Universiteit van Pretoria ingeskakel was. Hier was hy ook 'n senior orgeldosent, hoofkultuurbeampte vir musiek in die departement van nasionale opvoeding. Hy word ook direkteur van die kultuurbureau aan die Universiteit van Pretoria, hoof van die musiekdepartement en tree op as orgelis by verskeie NG gemeentes. As musikoloog lewer hy 'n groot bydrae op die gebied van die Afrikaanse volkmusiek en teken hy ongeveer 800 Afrikaanse volksmelodieë uit Suid-Afrika en Namibië op. In sy tyd by die Departement van Kultuursake het hy ook gehelp dat 250 hiervan in verwerkte vorm met gitaarbegeleiding deur die SAIK opgeneem is en uitgesaai is in die programreeks Dit kom van ver af. Hy los sy eerste spore by die FHK toe hy 52 verwerkings van volksliedjies en 2 van sy nuwe komposisies in die 1979 sangbundel laat verskyn het. Talle van sy klavierstukke word ook opgeneem in Unisa se eksamenbundels vir die graadeksamens. Na sy ywerige belangstelling in Afrikaanse volkmusiek is kerkmusiek en veral Afrikaanse kerkmusiek sy ander groot liefde. 'n Liefde wat hy uitleef in sy bykans 40 jaar lange loopbaan as orgelis, koorleier, komponis en verwerking. Sy toonsetting van die geloofsbelijdenis word veral in die NG Kerk Universiteitsoord, waar hy vir 26 jaar orgelis was, as 'n deel van die liturgie gesing. Na sy aftrede as hoof van die Universiteit van Pretoria se musiekdepartement in 1987 gaan hy voort met sy skepingswerk en lei hom veral toe op komposisies en verwerkings. 'n Groot aantal van sy orgelkoraal voorspele word in 2010 in die bundel God het ek lief gepubliseer. In 2017 gee Bybelmedia met die samewerking van die FHK die dubbel CD Chris Lambrecht 90 jaar huldiging uit. 'n Verskeidenheid van opnames van sy orgel, klavier en instrumentale musiek, as ook sy koorwerke verskyn in die CD. In 2017 word hom Chris vereer met die Andrew Murray FHK toekenning vir sy lewenswerk om Afrikaanse gewyde musiek te bevorder. Chris Lambrecht se musiek
getuig van 'n hart wat in aanbidding buig voor die Here. Sy melodieë en lirieke is nie net 'n uiting van talent nie, maar 'n lofoffer wat God se grootheid en trou verkondig. Deur sy liedere weerklink die stem van 'n siel wat begeer om Christus te verheerlik en ander nader aan God te bring. Soos Psalm 95 vers 1 sê, kom laat ons jubel tot eer van die Here. Laat ons juig oor die rots by wie ons redding vind. Hierdie woorde echo in al oom Chris se musiek wat mense uitnooi om saam met hom lof en eer aan God te bring. Dit is vir die FHK vanmiddag oom Chris 'n reuse voorreg om dan in hierdie eeufeesjaar van Afrikaans die FHK Prestige Student toekenning aan oom te oorhandig vir 'n lewensbydra tot die bevordering van Afrikaanse musiek. Ek dink ook ons kan nie vanmiddag oor oom Chris praat sonder om ook nie vir tannie Elsa dankie te sê nie. Ek het vanmiddag vir haar gevra wat was haar werk, haar loopbaan en sy het gesê sy was oom Chris se sekretaresse. En oom Chris het gesê sy het nog op wasvelle, het sy musiek afgerol, sy het gesorg dat 'n leeftyd se werk by mekaar bly, by mekaar gehou word en bewaar word vir ons nageslag en daarvoor tannie Elsa sê ons dan ook vanmiddag spesiaal dankie. En as ons nou oom Chris vorentoe roep om hierdie toekenning te oorhandig, dan wil ek tog vra of tannie nie wil saamkom nie asseblief. Dames en heren, dankie dat u hier is, baie welkom. U moet nie van my 'n toespraak verwag nie. Ek wil dankie sê vir al die pragtige, wonderlike woorde wat u uitgespreek het deur my. Mens voel klein en baie beskeie. En ek is baie dankbaar vir u wat gekom het om dit saam met ons te vier. Hartlik dankie. Dit is nou vir my 'n geweldige oomblik dat ek gaan nou om die ys 'n bietjie te breek net vir julle so 'n akademiese grappie vertel. Maar die voorwaarde is, julle moet daarvoor lag. Dankie, die grappie is verby. Die docent die studeer vir sy doktorsgraad. En na vele geswoeg en sweet kry hy sy doktorsgraad. En hy stuur vir sy ma 'n telegram. Hy sê, ma, ek het gepromoveer. En hy wag, 'n dag gaan verby, tweede dag gaan verby. Hier by die einde van die week kom daar 'n telegram en sê, my kind, ek weet nie wat jy aangevang het nie, maar ek het van my kant af die beste probeer om jou ordentlik op te voed. Ek wil net sê, ons staan nou in 'n tyd van 100 jaar, en soos Dr. Lander gesê het, ek is 'n bietjie ouer as die FHK, 2 jaar ouer.
Ek wil net vandag namens ons almal Afrikaans sprekende mense en almal in Suid-Afrika dankie sê aan die FHK vir wat hulle gedoen het om eerstens vir ons bewus te maak dat ons 'n Afrikaanse eie kultuur het en dat hulle dit bewaar het en dat hulle dit gekoester het vir 100 jaar, amper 100 jaar. En het gaan nog steeds aan. So dit nou vandag ook weer bewys word. Baie dankie aan die FHK. Van die diepte van my hart, dankie vir u almal. Ek en my dierbare vrou en my kinders sê vir u, ons is baie geëerd. En die bietjie wat ek kon doen van my kant af, kan ek u verseker. Ek het dit met die grootste vreugde gedoen. Ek sluit af met woorde van Meltbrink. Nou, ek weet nie of u van hom weet nie. Hy was 'n tydgenoot van die skryfster MER. Sy het hom geken. Hy was 'n landmeter van Kaapstad. Maar hy het ook gedigte geskryf. En hy het 'n boekie geskryf, die ABC Blou Boek vir kinders. En die kindertjies het op die skool nou die goed geleer. En een van die dingetjies wat daar staan, want die kindertjies moes sê, ek min mijn land. Ek min mijn volk. En ek min my eigen taal. Ek wil daarmee voeg, ek min my Here. Dankie. Dis 'n gediggie van Klaas Geswin. Sy naam is geskryf deur F.W. Dit is ook meer as 100 jaar gelede. En die gediggie het verskyn in die eerste Afrikaanse koerant, die Patriot. Klaas Geswin en sy tel. Ek het dit gesê, my eie handskrif, my eie woord.
As jy baie dankie julle. Daai was regtig pragtig. Ek moet sê, die kamerate kan baie groter word, lyk dit vir my, met die gemeente genade. Dit was indrukwekkend. Ons wil net vandag baie dankie sê aan die NG Moedergemeente dat ons hierdie besonderse geleentheid in julle pragtige kerk kon hou. Asook wil ons natuurlik vir Koster Henny Stander bedank vir die oop en toesluit van die kerk. Ek wil spesiaal dankie sê regtig aan diegene wat gehelp het met die organisering hiervan, van Dr. Jan Loubser, wat nou nie kan wees nie, Dr. Gerard Jordaan, Dr. André van Sail, Lise van die kerk en Charles Lambrecht, die natuurlik die dogter en seun van Chris Lambrecht, die van hulle wat jy geweet het, die vroeër gitaarspel was natuurlik om Chris se seun, wat daar gespeel het, wat pragtig was. So, ek wil elkeen van julle spesiaal eintlik baie dankie sê wat gehelp het met die organisering en hierdie moontlik gemaak het. Dankie ook vir die pragtige optredes van Eden Kamerata Kamerkoor met julle koorleier Dr. André van Sail. Dit was absoluut besonders geweest. Ek het al baie koor in my lewe gehoor, maar min geef my ondervleis en dit was regtig iets om te beleef. So, die mense wat nou nie vandag hier is nie, gaan weet asseblief van hulle gesigte, hulle het uitgemis. Dan Dr. Gerard Jordaan vir die orgelkomposisies, absoluut besonder soos altyd. Dani Verster regtig. Ek dink volgende keer een liedjie is te min. Daai was ook iets hier regtig om te beleef. En natuurlik Charles dra ons op natuurlik in ons gedagtes, waar hy nog in Pretoria sit met sy pragtige spel. Vir die tegniese span wil ons ook baie dankie sê en wat seker gemaak het natuurlik dat alles so lekker glad verloop het. Stian Pretorius en Dominee Steve van der Walt vir die klank. Diana Meyer en Pauline Pretorius wat die visuele komponente hanteer. Hendrik Smit vir die kamerawerk en opname. Marika Smit natuurlik vir die videoredigering. Baie dankie julle. By die waarheids wil ons ook natuurlik spesifiek vir Merlyn Smits bedank. En dan laastens, maar beslis nie die minste nie, Prof Chris en Tannie Elsa. Kyk Tannie Elsa, dankie vir al die jare se ondersteuning en vir die manier waarop jy natuurlik vir Prof se talent help koester het. Kyk, hulle sê mos agter elke suksesvolle man staan daar 'n vrou wat soms haar oor rol, maar om altyd op koers sal hou. So baie dankie Tannie Elsa, ons waardeer dit en natuurlik Prof Chris, kyk, ons prys jou vir die ongelooflike bydrae wat jy natuurlik tot die Afrikaanse musiek gelewer het op alle vlakke. Dit is 'n nalatenskap wat nog vir geslagte lank sal voorleef. Ons is nie die enigste mense natuurlik wat wil dankie sê, die Prof. Daar is 'n paar vriende wat nie vandag nou hier kon wees nie, maar wat graag iets wil sê. Nou, ons het ietsie spesiaal natuurlik daar wat hulle graag vir hom wil speel. Groete boodskap van Bessie Keen. Ek was maar my hele lewe bewus van oom Chris Lambrecht en het van sy opnames gehoor of het in kore gesing wat ons sy musiek uitgevoer het. Maar ek het hom werklik leer ken vanaf 1999 toe ek begin werk het as ATKV Applaus organiseerder. Vanaf 2002 het ons ook begin met die komposisiekompetisie en oom Chris het vir ons komposisies ingestuur, spesiaal gekomponeer vir Applaus. Deur die jare het talle kore van sy komposisies of as voorgeskrewe werk of as keusestukke deur die koorleiers gekies gesing. Gemeente Skelkrans in Pretoria, wat ons aan behoort, sing elke leidingstyd van sy komposisies of speel die CD wat Synkronies Kamerkoor onder leiding van Johan van der Sand opgeneem het. Uitstaande is natuurlik die aangrypende siklus Golgotha. As mens het ek oom Chris hoofsaaklik deur e-posse leer ken as iemand met integriteit, 'n mens wat altyd bereid is om te help met advies en die beskikbaarstelling van musiek. Aan sy sy deur al die jare sy vrou Elsa, wat hom bygestaan het en die ruimte gegee het om hom aan die musiek toe te wy. Dis vir my 'n ongelooflike voorreg om met die paar woorde hulde te bring aan Chris Lambrecht, die mens en die musiekus. Vriendelike groete. Liewe Chris, liewe musiekvriende hier teenwoordig. Het is nou vir my 'n heerlike voorreg om 'n paar woorde te sê by hierdie geleentheid. Wat dadelik by my opkom, is die geseënde tyd wat ek saam met Chris by Tikkies kon beleef.
om talle van sy komposisies te kon uitvoer met die koor, met die tikkie-koor, terwyl hy self teenwoordig was om daarop te reageer. Dit was 'n kosbare leerskool waar eerlikheid en respek vir die musiek belangriker was as die applous van 'n gehoor. Om in diens van die musiek te kon wees en om die teks met oortuiging in die harte van die sangers uit te voer, dit was vir Chris die belangrikste. Hy kon die gesindheid van die sangers, terwyl hulle daar op die verhoog staan en sing, raak hoor. Vandag wil ek graag dankie sê vir elke koorwerk van Chris wat ek die voorreg gehad het om te kon uitvoer. Van volksmusiek uit ons eie bodem tot die toonsettings van die kosbaarste Bybeltekste. Dis 'n blywende rykdom vir almal van ons en sal voortklink in ons harte. Renet Bouwer aan hierdie kant. My lewe is van 'n baie jong ouderdom af vervleg met die van hom Chris Lamprecht. Toe ek 15 jaar oud was, moes ek noodgedwonge die orgelpos oorneem by my onderwyser in die moedergemeente in Middelburg. Ek het 'n bietjie orgel geken, ek het 'n jaar lank orgel geneem by haar, maar ek moes ook die kerkkoor doen en dit was vir my 'n hele nuwe ondervinding. En in die kas van die kerkkoor, 'n behoutkassie wat seker honderde jare oud is, was daar 'n stapeltjie blou boekies, oom Chris waarskynlik sy eerste publikasie, waarin juweeltjies soos kom na my toe, aan u kom 'n lofsang toe, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom, ek slaan my oë op na die berge, die Here is my herder, ensovoorts opgeteken is. So, dit was my eerste voorstelling aan sy musiek, en ek het baie daarvan gehou. Natuurlik het ek daai tyd my kerkkoor daai stukke laat sing en ek het so met die orgelbegeleiding geïmproviseer, nie besef ek moet dit eintlik a cappella doen nie. En daai tyd in my koor het 'n oom gesing, oom Adam Skuman. Hy was 'n onderwyser by 'n sendingstasie Botshabelo net buite die dorp, en hy het vir my gesê hy het 'n liedjie wat sy ma vir hom geleer het, wat hy wil hê ek moet opteken en bewaar vir die nageslag. En ons was in daai tyd baie bewus van ons erfenis van musiekskatte wat verlore gaan as ou mense doodgaan, want oom Chris het juist daai tyd oor die radio 'n program gehad, dit kom van ver af, waarna ons almal geluister het, waarin hy volkswysies opteken en dan vir ons voorsing. So ek is na oom Adam Skuman toe en ek het die stuk opgeneem en toe opgeteken en vir oom Chris Lamprecht gepos. Groot was my verbasing toe ek baie jare later, toe ek die RAI koor gedoen het, beregistreerde pos, 'n pakkie van oom Chris skryf, wat hierdie stuk musiek wat ek vir hom op 15-jarige ouderdom gestuur het, insluit, as ook 'n pragtige verwerking daarvan. Nou, oom Adam het die stuk begrafnisliedjie genoem, en oom Chris het dit daarom 'n bietjie deftiger aangebied as by die graf van 'n krygsgevangene. En die stuk het ek toe vir Raalkoor geleer, en ons het dit opgeneem op 'n album, en ons het dit ook gesing by vieringe van die Boereoorlog in 1999. En net so na by die draai van die eeu, het ek, toe ek by Sarie Lamprecht, dit is oom Chris se niggie, wat 'n wonderlike sangonderwyser was. Toe ek by haar les geneem het, het sy vir my gesê, sy en Chris wil saam 'n projek doen met volkswysies wat hy verwerk het. En ek het toe die projek gedoen wat ons by die KAKNK 2 keer na mekaar uitgevoer het, en ons het ook 'n album gemaak, dit kom van ver af. Daar het ek oom Chris weer naderby leer ken. Toe ek met UJ koor vanaf RAI koor aangegaan het,
was ek aanvanklik baie huiwerig om Afrikaanse musiek met die studente te doen, want daar was 'n negatiewe gevoel teenoor Afrikaans en ek wou nie onnodig slapende honde wakker maak nie. Maar nadat ons so 2-3 jaar op pad was, het ek besluit om tog 'n Lamprecht Afrikaanse stuk in te sluit. En groot was my verbasing toe dit ontsettend baie byval gevind het by die koor. So ons het pragtige Lamprecht musiek opgeneem en trouwens nou nog na hoeveel jaar, 2025, sing die UJ koor elke jaar die stuk wat uit sy Golgotha kantate kom, soos die Vader my liefhet. En as die koor dit sing, dan hou hulle harte vas. 'n pragtige groep swart jong mense wat in suiwer Afrikaans gewyde musiek sing. Hoe mooi is dit nie? Ek wil graag vra dat almal van julle sal opstaan en 'n hartlike handeklap en applaus gee vir die lewende legende Prof Chris. Baie dankie. Geef 'n lekker handeklap vir Prof. Baie dankie Prof. Nee, kyk as ons nou wil handeklap vir elke treffer, kyk ons vir die res van die jaar met handeklap. Om dankie te sê. So van elkeen van ons af, Prof, baie dankie vir die nalatenskap wat jy vir ons elkeen agtergelaat het, vir ons nageslagte. Namens hulle sê ons dankie vir Prof. So baie dankie. Ons vra dat elkeen van hulle veilig sal terugry. Baie dankie dat julle die geleentheid saam met ons bygewoon het. Onthou ook om die bywoningsregister te teken, saam met ons geskiedenis te maak en hou musiek soos Prof Chris, hou musiek lewendig in elkeen van hulle se harte en in die harte van hulle nageslagte. Baie dankie.